Ons is by ons voorlaaste Sondag in die reeks wat ons die afgelope paar weke mee besig was. Toe ons geluister het na Paulus se woorde in die brief wat hy skryf aan die gemeente in Efese en daarom ook aan ons. Voordat ons lees uit Efesiërs 5, kom ons bid saam. Here, ons bid om nou net tot rus te kom, sag te raak en die wete dat U by, maar ook in ons is. Ons bid om ons gedagtes tot rus te bring en soos 'n sonneblom in 'n vroegoggend na U toe te draai. Dankie dat U nie ver is nie. Dankie dat U met ons op pad is. Dankie dat ons 'n werk in wording is, omdat U die pottebakker met ons besig is. Heilige Gees, kom getuig nou saam met ons gees en help ons om te sien en te hoor verder as wat ons eie pogings en insig kan kom. Amen. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling van vers 7 af. Paulus praat oor 'n hele klomp praktyke wat dit gewoon nie meer gepas is vir gelowiges in Jesus nie. En dan sê hy, dis moenie saam met hulle aan hierdie dinge deelneem nie. Julle lewens was vroeër nag. Nou egter, deur julle verbondenheid met die Here, is julle inderdaad die ene lig. Leef dan soos mense van die lig. Uit die lig kom mos alles wat goed en reg en waar is. Vind uit watter dinge die Here tevrede stel en moenie aanhoudend deelneem aan die nuttelose werke van die duisternis nie. Nee, ontmasker eerder hierdie werke. Want mense doen in die geheim dinge wat te skandelik is vir woorde. Maar as die lig daarop skyn, kom alle dinge se ware karakter aan die lig. En alles waarvan die ware karakter aan die lig kom, is selflig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees dus baie versigtig hoe jy lewe. Moenie soos dwaase mense leef nie. Leef wys. Benut elke geskikte geleentheid, want ons leef in slegte tye. Moenie onneerdag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. Verder, moenie soveel wyn drink dat jy dronk word nie. Dit lei tot uitspattige gedrag. Nee. Laat die Heilige Gees julle lewe volmaak. En sing saam psalms en lofgesange en geestelike liedere. Sing in jubel met julle harte tot eer van die Here. Sê altyd in die naam van ons Here Jesus Christus vir God die Vader dankie vir alle dinge. Paulus sê in vers 14 en 15 'n baie interessante ding wat tog goed is om meer as een keer oor te dink. Hy sê, wanneer die lig op iets skyn, dan help die lig wat op die iets skyn vir ons om daardie iets
sy unieke karakter na vore te laat kom. En wanneer iets sy unieke karakter na vore kom, dan raak daar die iets, die ene, lig. Eers wanneer lig op iets skyn, dan kan die karakter van daardie iets gesien en geken word soos wat dit na vore kom. En wanneer iets se karakter na vore kom, dan raak daardie iets, die ene, suiwer lig. En lig is goed. Lig is verhelderend. Lig is waarheid. Met hierdie gedeelte help Paulus ons om in wese die goeie nuus van die evangelie en die eenvoud daarvan vars en duidelik te verstaan. Mens verstaan hierdie woorde vir hom beter of duidelik as mens in gedagte hou wat hy in Kolossense ook hieroor sê. Ek lees hierdie verse in Kolossense. Kolossense 1, as hy 'n lied skryf oor wie en wat Christus was en is. Hy sê, die seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping, omdat God alles deur hom geskep het. Ja, alles in die hemel en op die aarde. Die dinge wat gesien kan word en dinge wat nie gesien kan word nie. Of dit nou konings of heersers, regerders of maghebbers is, alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Hy was voor alles daar en in hom word alles saam gebind. Ek vra nou bietjie jou geduld om hierdie gedagtegang saam met my te ontknoop. Paulus praat van die belangrikheid van lig. Om dit te verstaan, moet ons mooi bedink. Die bron, die oorsprong van alles. Dit waaruit alles wat bestaan voorgekom het, is Christus. Voor die skepping was Christus daar. Alles het sy oorsprong in Christus. En alles wat bestaan is daar vir Christus, omdat dit uit Christus kom. As ons dit het, dan weet ons dat hierdie Christus wat die oorsprong van alles is, waaruit alles hulle bestaan te danke het, en wat bestaan alles ter wille van Christus, dat hierdie Christus, soos Johannes 1 dit vir ons so duidelik stel, het op 'n gegeewe tyd, as die skepper van alles, in hierdie geskape werklikheid ingekom in die persoon van Jesus, en het hy deur sy woorde, deur sy dade, deur sy optrede, deur wat hy gedoen het, God se lig sigbaar gemaak, sodat ons kan sien hoe hy in alles is en die oorsprong van alles is, en sodat ons kan sien hoe alles eintlik in mekaar steek, en wat die doel en die betekenis van alles is. Daarom sê ons, Christus is die lig vir die wêreld. Christus wat die wêreld geskep het, Christus uit wie alles tot stand gekom het, word in Jesus 'n mens in die wêreld, om vir ons deur sy oë die lig te laat sien, om te sien dat alles waarop die lig sy manier van kyk daarna, alle dinge lewendig maak, lig maak. En Jesus doen dit op so 'n eenvoudige manier. As die wêreld, die kultuur waarbinne hy inkom, na 'n mossie kyk,
dan sien hulle 'n voeltjie wat as jy hom vang in 'n wip, dan kry jy 'n stuiwer in jou sak. As Jesus na 'n mossie kyk, dan sien hy 'n voeltjie waarby God nou betrokke is, vir wie God sorg. En soos wat hy ons help om dit raak te sien, raak die voeltjie 'n manier om ons te herinner dat God soveel meer vir ons omgee. Ewe skielik raak 'n voeltjie, 'n mossie, 'n weg tot selfkennis en verwondering. Wanneer die wêreld van sy tyd na blomme kyk, veldblomme, lelies, dan is dit iets wat opkom en as die windjie daaroor waai, dan is dit daarmee heen. As Jesus daarna kyk, dan maak hy mense oë oop om met lig te sien en sê, sien jy dat hierdie lelie, wat julle sommer net so oortrap, mooier is en meer heerlikheid het as Salomo. Hoeveel te meer nie julle lewe nie. Vriende, met Jesus se lewe op aarde, kom steek hy 'n lig aan deur hoe hy op aarde leef en deur hoe hy vir ons wys dat alles in ons en rondom ons uit God uit homself uit na vore gekom het en skitter van skoonheid, van waarheid, van lig, van mooiheid. Jesus maak ons oë oop om na die wêreld rondom ons te kyk en hom en God in alles raak te sien en ons plek in die geheel te vind. Jesus is die lig omdat sy lewe en sy woorde ons oë oopmaak dat alles heilig raak. Ek gaan 'n paar spesifieke voorbeelde noem. Want dit is nodig dat ons as mense dit raak sien. Daar is 'n vrou wat op oorspel betrap is. Die godsdienstige leiers sien haar doodgewoon as iemand, 'n objek, wat die wet oortree het, wat daarom vuil en vieslik is, en wat daarom nou met klippe doodgegooi moet word as 'n teken van verwerping. Wanneer Jesus in die prentjie inkom, hy uit wie alles voorgekom het, hy wat die bron van alles is, dan sien hy iets heeltemal anders. In daardie vrou, wat deur die geestelike leiers as 'n objek van verwerping gesien is, sien hy God se handewerk, sien hy 'n mens vir wie God wonderlike planne het, sien hy iemand wat God se karakter dra, en in sy manier waarop hy teenoor haar optree, skyn sy lig in die lig van God oor haar lewe, en dan verander sy en dan raak haar lewe lig. 'n blinde man. In die kultuur van die tyd is iemand met 'n fisiese gebrek, in hierdie geval 'n blinde, blind omdat hy of sy ouers een of ander sonde teen God gepleeg het en hulle nou die straf dra vir hulle sonde. Dis die donker vlak manier waarop die wêreld, selfs die gelowiges van die tyd, na 'n blinde gekyk het. Maar wanneer Jesus inkom, Jesus wat die lig is, dan sien hy in hierdie mens met sy blindheid iemand deur wie se genesing God verheerlik kan word en mense se oë kan oopkom dat gebrokenheid en stikkindheid nie die gevolg is van mense se sonde nie. Sabbatswette. Die godsdienstiges van die tyd leef volgens wette en reëls
wat hulle laat voel, hulle het iets waarop hulle kan staan voor God. En as Jesus wat die lig is, in hierdie skepping inkom, dan doen hy dit wat teen die wet is. En op 'n Sabbat genees hy, laat hy eet. Want deur sy lig, wat deur sy optrede begin skyn, laat hy mense sien, dat wette daar is, om mense te dien, sodat mense volledig in volheid voor God kan leef. Sien, Paulus herinner ons, dat Jesus en sy lewe hier op aarde 'n bril raak, waardeur ons wat eintlik nie sien nie, so oë oopgemaak kan word, en ons alles dieper, voller, ryker en heerliker as 'n seun kan raak sien. Let op dat wanneer Jesus sy lig deur sy optrede oor mense en dinge laat skyn, dan word daai mense en dinge self lig. Die vrou wat op oorspel betrap is, haar lewe raak lig. Nog voorbeelde is Saggeus, die verwerplike ou skelm tollenaar. Wanneer Jesus sy lig, sy lewe oor Saggeus laat skyn, omdat hy Saggeus anders sien as die res, raak sy lewe lig. Die Samaritaanse vrou by die put, een wat met wie geen mans wil meng in die omgewing nie, wanneer Jesus sy lig oor haar laat skyn en teenoor haar optree, raak haar lewe lig. Vriende, ons het nodig om lank en aandagtig na Jesus te kyk. Om onsself aan Jesus te verbind soos lote aan 'n wingerdstok. Sodat ons so vol raak van Christus in ons, dat ons met Christus se oë na alles om ons begin kyk. Ietsie belangrik in Paulus se woorde. Hy sê nie vir die gelowiges in Efese dat hulle vroeër in die duisternis geleef het nie. Hy sê hulle was vroeër die ene duisternis. Vriende, duisternis lê nie in dinge nie. Duisternis lê in hoe ons na dinge kyk en in hoe ons oor dinge dink. Duisternis lê in ons binnekant. En dit is presies wat Jesus vir ons kom verhelder het. Wanneer ons sê Jesus is die lig, is dit goed om te onthou wat lig is. Lig is in die eerste plek nie iets wat 'n mens sien nie, maar iets waarmee 'n mens sien. Wanneer 'n vertrek pikdonker is, het ek geen idee om te kan sien wat in die vertrek is nie. Wanneer 'n landskap sonder 'n volmaan donker is, het ek geen manier om dit te waardeer en te sien vir wat dit is nie. Maar wanneer lig in 'n vertrek of 'n son oor 'n donker landskap opkom, dan is die teenwoordigheid van lig dit wat my in staat stel om dinge te sien vir wie en wat dit is. En dis die lig waarvan Paulus praat. Dis die lig wat in my binnekant aangesteek moet word, dat my manier van kyk en dink na alles deur Christus verhelder word. Sodat die dinge waarna ek kyk en waaroor ek dink, hulle ware betekenis kan kry, en dit is goed, want alles is deur Christus wat die lig is, gemaak. Maar daar is nog meer. Ek en jy weet dat Christus die lig is, maar Christus noem self my en jou die lig.
Sien, wat Christus in die menswees, in die persoon van Jesus hier op aarde kom doen het, om anders te leef en God se ware karakter en kleur na vore te bring, dit het hy ook in en met en deur my en jou kom doen. Met sy liefde het hy 'n lig in ons harte aangesteek. En nou raak ek en jy die lig. Met Christus se lewe, se waarheid binne in my en jou, sy gees, raak ek nou die bron deur my woorde, dade, optrede, deur hoe ek na dinge rondom my kyk. Raak ek 'n medium waardeur God lig op dinge rondom my laat val, en wanneer my optrede, woorde en dade lig op iets laat val, dan kry daai iets self lig en betekenis. En so breek die lig in hierdie wêreld deur. En daarom sê Paulus vir ons as gelowiges, saam met die gelowiges destyds in Efese, as dit ware, word wakker. Leef so daar waar jy is, dat jy deur Jesus se oë kyk na jouself, na jou man, na jou vrou, na jou vriende, na jou wêreld, na jou gemeenskap. Laat Christus die lig in jou hart aansteek, want onthou, hoe jy na dinge kyk, hoe jy oor dinge dink, hoe jy teenoor dinge optree, maak of dit lig word, en of dit duisternis is. En hy roep hulle letterlik op om anders te dink, anders te kyk. En daardeur sê hy, julle kan nie meer op die ou wêreldse manier saampraat oor dinge waar op die lig van Jesus nie skyn nie en dit duisternis is nie. Julle kan nie maar net die ou selfe banale grappies vertel nadat Jesus sy lig laat skyn het oor dit waaroor julle die grappies vertel. Vriende, en dis 'n uitnodiging en 'n enorme wonderlike verantwoordelikheid. Dat ek 2 keer moet dink oor hoe dink ek en hoe kyk ek na dinge. Want ek kan vasgeval wees om nie toe te laat dat Jesus se lig wat hy in my en deur my daarop wil werp na vore kom nie. En ons bly vasgevang in die duisternis. En daarom Paulus se oproep. Hy sê moenie vol raak van wyn nie. Raak vol van die gees, die karakter van Christus in jou. Dat Christus se liefde en wie hy is, jou hart so vernuwe, jou oë so oopmaak, jou so anders laat kyk en laat dink, dat jy lig raak. En verder sê hy, dank God, sê vir hom dankie vir alles. Want onthou, Christus, wat die lig is die een wat alles gemaak het. En om met daardie verstaan vir God dankie te sê vir alles rondom my, in my, elke moontlike ding, is om my oë oop te maak, dat ek alles sien as 'n geskenk van God. Vriende, dit is eintlik logies. Wanneer ek opreg vir God dankie sê vir enige iets, dan raak daardie objek, daardie ding, vry daarvan om 'n objek vir sonde te raak, en dit raak suiwer lig. Om 'n goeie voorbeeld te noem, ons is geneig om te sê, geld is die ewel. Maar die oomblik wanneer jy geld in die lig bring en God daarvoor dank, en toelaat dat Jesus se lig daarop skyn, dan raak dit basies haas onmoontlik om met geld so om te gaan, dat dit selfsug, negativiteit, eensydige verryking tot gevolg het. 'n ander ewel sogenaamd is drank. Vriende, wanneer jy God dank vir die gawe van wyn op 'n positiewe manier, en jy geniet wyn in sy teenwoordigheid, dan raak dit onmoontlik om wyn
op so 'n manier te gebruik, dat die lig in die beeld van Christus deur jou verduister te raak. 'n Ander ding wat ons geneig is om te sê, dis boos, is seksualiteit of liggaamlikheid. Maar wanneer ons toelaat dat Christus wat alles gemaak het, ook ons liggame, ook seksualiteit, se lig daarop skyn, dan raak dit iets goed en mooi en heilig. En dan raak dit haas onmoontlik om in seksuele sonde te verval. Want ek dank God daarvoor en dit raak 'n gawe. Daarom dink ek, dis goed vir 'n oomblik stil te staan. Bedink watter aspek van jou lewe is nie verhelder deur die lig van Christus nie. As jy wonder watter aspek dit is, dis die deel in jou lewe waar daar konflik, waar daar skuldgevoelens, waar daar spanning is, nie vreugde nie, leweloosheid. Dis die deel in jou lewe waar daar verslawing of 'n versigtiging is wat nie bevredig word nie. En kom laat toe dat Jesus wat alles gemaak het, hy wat jou hart oorrompel het met sy lig, met sy liefde, dat sy lig daaroor skyn. En sien hoe waar word wat Paulus verduidelik in vers 13 en 14, wanneer sy lig daaroor skyn, dan kom ek ware karakter en die bedoeling daarvan na vore, dan word dit lig. En ek en jy raak 'n draer van lig. Daarom Paulus se woorde. Vir ons wat deur Jesus verlig is, kom ons word wakker uit ons slaap uit. En laat toelaat dat die lig van Jesus ons anders laat kyk, anders laat dink, anders laat praat, anders laat optree, sodat ons die lig in mense en in dinge aan die brand steek, soos wat Christus dit gedoen het toe hy Jesus op aarde was. En hy het dit gedoen het in my en jou lewe. Laastens, dis nie net maanskyn en rose om met die bril, die lig van Jesus na myself en alles rondom my te kyk nie. Want om met die oë van die lig van Jesus na alles rondom my te kyk, is om te ervaar dat my hart breek, waar die wêreld waarin ons leef, dinge wat God goed gemaak het, mense wat hy goed gemaak het, middele wat hy goed gemaak het, verwronge en verduister word, en nie in die lig leef nie, en ons harte breek. En dis deel daarvan, om soos wat Jesus ons uitnooi, om ons eie kruis op te neem, dis die kruis van sig, van hoe groot die stikkindheid is. Maar dit maak ons nie verbitterd nie. Dit oorweldig ons nie. Maar dit dring ons om daaroor te bid. Dit dring ons om met die liefde van Christus so daarteenoor op te tree, daaroor te praat, dat sy lig dit lewendig en helder kan maak. Dit is dalk goed om af te sluit met die vraag: hoe lyk die wêreld waarin jy leef? Hoe lyk die mense, jou gemeenskap rondom jou as jy opstaan, as jy jou daaglikse werk doen, jou vriende, jou familie? Sien jy dit deur die oë van Jesus? Deur hom gemaak, en is sy lig so in jou, dat jou woorde, jou dade, jou optrede daarteenoor, ook teenoor jouself, die lig van Christus vermeerder. Dis Paulus se aanmoediging. Dis Paulus se lering. Ek sluit af deur rustig saam met jou weer die woorde
van die teks te lees. Luister daarna, raak bewus van wat die Gees in jou hart verlig as jy dit nou weer hoor. Dis moet nie saam met hulle aan hierdie dinge deelneem nie. Julle lewe was vroeër nag, nou egter deur julle verbondenheid met die Here, is julle inderdaad die ene lig. Leef dan soos mense van die lig. Uit die lig kom mos alles wat goed en reg en waar is. Vind uit watter dinge die Here tevrede stel en moenie aanhou deelneem aan die nuttelose werke van die duisternis nie. Nee, ontmasker eerder hierdie werke. Want mense doen in die geheim dinge wat te skandelik is vir woorde. Maar as die lig daarop skyn, kom alle dinge se ware karakter aan die lig. En alles waarvan die ware karakter aan die lig kom, is self lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou verlig. Wees dus baie versigtig hoe jy lewe. Moenie soos dwaase mense leef nie, leef wys. Benut elke geskikte geleentheid, want ons leef in 'n slegte tyd. Moenie ondeurdag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. Verder, moenie soveel wyn drink dat jy dronk word nie. Dit lei tot uitspattige gedrag, nee. Laat die Heilige Gees julle lewe volmaak en sing saam psalms en lofgesange en geestelike liedere. Sing en jubel met julle hele hart tot eer van die Here. Sê altyd in die naam van ons Here Jesus Christus vir God die Vader, dankie vir alle dinge. Amen. Here, open die oë van my hart. Ek wil sien, ek wil sien. Here, open die oë van my hart. Ek wil sien, ek wil sien. Vul my met die Gees, reinig my. Leer my elke dag om op U te wag. Vul my met die Gees, reinig my. Leer my elke dag om op U te wag. Open die oë van my hart. Ek wil sien, ek wil sien. Here, open die oë van my hart. Ek wil sien, ek wil sien. Vul my met die Gees, reinig my. Leer my elke dag om op U te wag. Vul my met die Gees, reinig my. Leer my elke dag om op U te wag.